namens ons gemeente en ons kerk. Geliefdes, ek wil julle vanoggend groet met die woorde van Jesaja 53 en dan net vers 4 en 5 wat sê: Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Vers 5 sê: Oor ons oortreding is hy deurboon, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Liewe gemeente, die God wat in ons plek staan, deur Jesus Christus, sy enigste seun, moet ons vanoggend dan ook in hierdie teenswoordigheid, hier aan elkeen van ons vanoggend sy genade, sy barmhartigheid, sy liefde en ook sy vrede vanoggend besken. Amen. Kom ons antwoord op die seënvloed van die Here en ons sing dan met mekaar saam Nuwe Sions Gesang 100, deur sy lyding en sy kruis het die Heiland bewys die liefde wat hy vir ons het. Kom ons staan saam en ons sing al 4 verse tot eer van die Here.
saam op Goeie Vrydag, wat natuurlik ook die begin van Paasnaweek is. Op Goeie Vrydag het Jesus Christus terecht, soos ons nou met mekaar saamgesing het, in ons plek kom staan en ons stil op hom geneem. Goeie Vrydag, die broers en susters, word ons daaraan herinner van God se groot liefde wat hy vir ons het as sy kinders, deurdat hy sy enigste seun gestuur het om in ons plek te kom staan. En liewe broers en susters, terwyl Jesus Christus aan die kruis van Golgotha hang, kom vervul hy dan ook die belofte wat ons met mekaar sing in verse 3 van hierdie lied. Hy oorwin dood en hel en kom weer vrede herstel, weer skepper en skepper kom versoen. Want dit is waaroor die kruis eintlik gaan, dat ons tot harmonie saam met die skepper versoen mag word. Ons wil vanoggend dan juis ons Paaskennis aansteek, en ek gaan Suster Anna Hendriks vra om na vore te kom, om dan ons Paaskennis aan te steek. Maar steek dan ook die kers aan, die broers en susters, in die agtergrond van Johannes 19 vers 30 wat sê, nadat Jesus suurwyn gekry het hy uitgeroep en sê, dit is volbring. Terwyl ons dan ook die vreugde van Paasnaweek en Goeie Vrydag herdenk, om ons hier dan ook vanoggend met dankbaarheid ons Paasoffers vanoggend vir die Here gebruik is, dat die diakens vir u sal lei na vore, terwyl u dan ook die Paasoffer na vore bring, en dan ook 'n geleentheid kry om kollekte vir ons in te gooi. Die lof en aanbidding sal vir ons lei met 'n paar woordjies, terwyl die diakens dan ons begeleid na vore.
Vader, ons dankie vanoggend dat ons oggendoffers na U toe kan bring. En dan besef ons Heer, hierdie dag sê denk ons ook dat U offer was en ons vanoggend nie eers genoeg kan gee om vir U te kan dankie sê dat U vir ons kom bring. Maar Vader, wil U vanoggend hierdie offers kom gebruik tot uitbreiding van U koninkryk, Vader. Seën vanoggend elkeen wat geoffer het, maar meer nog Heer, hulle wat nie kon geoffer het. Vul U vir hulle met U liefde, U krag en U genade. As dit bid en van U naam. Amen. Geliefdes, en die Here ons aan 'n geleentheid gee vir ons kerkkoor om dan vir ons te bedien met lied. So kom ons gee 'n geleentheid vir die kerkkoor om ons te bedien en dan net na die kerkkoor sal ons in die staan vir ons kansel gebed doen waarna ons teologiese studie Suster Hendriks na ons die woord van die Here sal doen. So kom ons dus die susters die geleentheid met die kerkkoor sal verwees vir ons kansel gebed doen en Suster Hendriks ons woord van die Here
Goeiemôre Johannes, kom ons net doen. Vertrou op God en die Onze Vader. Here, vanoggend kom ons weer eens na die troon van U genade. Here, met die wete my God dat U vir ons eerste lief gehad het. Here, ons herdenk vanoggend die kruisiging van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons zaligmaker. Here, wat bereid was om ter wille van ons oortredinge aan die kruis gehang te word. Here, baie dankie vir daardie liefdesgebaar uit die hand van U ontvang. Ons het nie eens verdien, my God, maar met U vir ons lief het, Here, het U vir ons die voorrecht geskenk om ter wille van ons oortreding die prys te betaal. Here, dankie dat ons vannacht, hierdie onbekende donkere nacht kon gaan, dat vanoggend 'n nuwe dag kon ingaan, my Vader. 'n onbekende dag aan ons. Maar ook met die wete, my Vader, dat dit is die dag wat die Here gemaak het, dat ons een en elk daaroor sal bly wees. Want ons weet, my Vader, dat ons 'n voorrecht uit U hand ontvang. Dankie, my God, vir die seëning. Here, die lieflike reën wat U in aarde toesak het, my God, in die naam van Jesus Christus. Vader, steek die boodskapdraer weg agter die ou nuwe kruis. Hou die boodskapdraer in die hande van die hand, Here, en dat die boodskapdraer soms sal spreek, so die Gees haar sal lei. Dus ek moet jou verwagting sal plaasvind, my Vader, dat alles die seën en die gunsteling sal weerdra. Ons kom in die naam van Jesus Christus, Here, elke aanslag van die vyand, my Vader. Ons kom bestraf in die naam van Jesus Christus. En ons groot vertrou, my God, het sal so wees, omdat die woord van ons leer wat Here in my naam van dit sal ek gee. En laat dan so wees in Jesus naam. Seën sal vir ons volk verder, my Vader, en met baie danksegging. Amen. Liewe broers en susters, vriende en familie, liewe jong mense en kinders, hartlike goeiemôre aan u elkeen. Wat 'n besondere voorreg is om vanoggend op hierdie heilige dag saam te vergader in die teenwoordigheid van die Here. Op Goeie Vrydag word ons stil en ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Mag hierdie tyd vir ons elkeen 'n oomblik wees van eerlike selfondersoek, mag ook diepe verwondering oor God se genade. Lieve gemeente, de voorbereiding van my preek het ek baie gedink aan 'n beeld, en dit was 'n skildery wat ek 'n hele ruk terug lank gesien het. En die skildery het my so diep getref dat ek 'n foto daarvan gevat het. Dit was 'n beeld van hande wat vasgeboei was. En natuurlik lyk dit soos iemand wat geen beheer gehad het nie, iemand wat oorgegee is, iemand wat vasgevang is. Maar Goeie Vrydag wys vir ons iets vreemd. Dat dit nie eintlik ons hande is wat vasgeboei is nie, maar Christus in ons lewe. Daarom is ons vanoggend saam in Johannes 18 vanaf vers 1 tot 12. En terwyl ons dit saam lees, wil ek julle elkeen nooi om hierdie beeld in gedagte te hou. Johannes 18 vanaf vers 1 tot 12 en ek lees die 1983 vertaling. Jesus word gevangen geneem. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die Kidronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas sy verraaier het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het die afdelingssoldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle daar aangekom met lanterns, fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het dat alles oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: "Vir wie soek julle?" Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. "Dit is ek," sê hy toe vir hulle. Judas het verraaier het ook daarby uitgestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, "Dit is ek," het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer: "Vir wie soek julle?" En hulle sê: "Jesus van Nasaret." Toe sê Jesus: "Ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. Soos 'n vervul word wat hy voorheen gesê, van die wat U my gegee het ek niemand verloor laat gaan nie." Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regterhoog af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: "Sit die swaard in jou skede terug,
moet ek dan nie die lydingsbeker drink wat die Vader my gegee het nie. Toe die afdelingssoldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse Raad vir Jesus gevange geneem en hom gegooi. Toe het die afdelingssoldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse Raad vir Jesus gevange geneem en hom gegooi. Tot sover die woord van God. Sy liefdes dat Jesus gekies het om hierdie lydingspad te neem en te stap is duidelik. Hy kies om die roete van die kruis te volg en in daardie roete draai ons skuld, draai ons sondes. Daarom aan die hand van ons teks vanoggend wil ek met die praat rondom die tema, ons skuld, sy lyding. Ons teks wys vanoggend vir ons 'n wêreld waar dinge heelwat problematies gebeur. En daarom vereis dit vanoggend vir ons om die wêreld van die teks te besoek. Wanneer ons na hierdie teks kyk, word ons ingeneem in 'n donker en 'n gespanne toneel. Jesus het pas sy laaste gesprek met sy disippels gehad en hulle beweeg nou in die nag oor hierdie bedoelstryd. En dit is 'n plek wat bekend was vir simboliek van dood en offers. Met ander woorde, die water van hierdie vallei sou gewoonlik gekleur gewees het deur die bloed van offerdiere uit die tempel. Aan die ander kant van die vallei betree Jesus en sy disippels 'n tuin. En dit is 'n plek van gebed. Maar dit is ook 'n plek wat Judas goed geken het. En dit is belangrik, want Jesus steek homself nie weg nie. Hy gaan doelbewus na 'n plek toe waar hy gevind kan word. Johannes vertel dat Judas intussen tyd nie alleen gekom het nie, maar met 'n groep mense. Hulle is toegerus met lanterns, fakkels en wapens. En dat hulle opdaag met hierdie oordrewe voorbereiding skep die indruk dat hulle op soek is na 'n gevaarlike misdadiger. En liewe gemeente, hier is waar dit interessant raak. Want eerstens daag hulle op met lanterns en fakkels en hulle bring lig asof Jesus wegkruip. En in Evangelie van Matteus sê Jesus so duidelik self dat hy was openlik aan die tempel en het nie soos 'n misdadiger in die donker weggekruip nie. Tweedens daag hulle op met 'n stel wapens asof Jesus 'n gewelddadige bedreiging is. Dis kry hulle ook die identiteit van Jesus verkeerd. En derdens onderskat hulle Jesus se mag. Vele teoloë noem dat die term afdelingssoldate wat ons in vers 3 sien, dat dit neerkom op 100 soldate. Met ander woorde, wanneer Judas kom, dan kom hy met hierdie 100 soldate. En selfs dit was nie alles nodig nie, want Jesus gee homself vrywillig oor. En juist hierin lê die teks se probleem. Die verkeerde persoon word behandel asof hy skuldig is. Die verkeerde persoon word gevange geneem. Maar geliefdes, as ons eerlik is dit net die probleem van daardie tyd nie. Dit is ook 'n probleem van ons wêreld vandag. Ons leef in 'n wêreld waar dinge nie altyd reg is nie, waar skuld nie altyd reg hanteer word nie. En as ons nog eerliker raak, is dit nie net daar buite nie, maar is ook binne in ons. En die wêreld van die teks lyk meer soos 'n wêreld wat ons nie dalk wil herken nie, maar ons almal dra skuld. En ons almal het dinge wat ons vanoggend vasboei. Ons het ons eie toue en ons eie kettinge. Ons het ons eie sondes, ons eie skuld en ons eie gebrokenheid. En wanneer ons daardie gebinde hande sien, kan ons amper sien, dit is eintlik hoe ons hande vanoggend moes lyk. Maar Goeie Vrydag wys vir ons iets anders. Hy neem daar kettinge op homself. Hy dra skuld, hy dra sonde, hy dra gebrokenheid. Ons mag dat diegene wees wat gebind hoort te wees, maar hy neem dit op hom, sodat sy lyding ons vryheid kan word. Ons hoor van Judas en is dalk so maklik om hom te oordeel vanoggend. Die een wie Jesus verraai het, die een wat Jesus oorgegee het, maar as ons eerlik is, as ons werklik eerlik is, herken ons iets van Judas in onsself.
Nie omdat ons presies dieselfde gedoen het nie, maar omdat ons ook aan ons eie pad, hoe Jesus sin, gekies het. Ons verraai hom daar nie met silwer stukke nie, maar met ons keuses, met ons stilte, met ons oomblikke waar ons weet ons is verkeerd en tog wegdraai. Soos iemand een keer gesê het, miskien is dit nie beter as Judas nie, maar u genade behandel my asof ek u nooit verraai het nie. Hy het u vir silwer verkoop, ek het u soms verliefd gelos, en tog kies u my elke keer weer. Liewe gemeente, dis presies waar Goeie Vrydag begin. Nie by mense wat alles reg kry nie, maar by mense soos ek en u. Want juist vir mense soos ek en u het Jesus genade gehad. En dit sien ons self duidelik in die teks. Ons sien dit wanneer Jesus homself gewillig oorgee. Ons sien dit wanneer hy 3 keer verklaar, dit is ek. Ons sien dit wanneer hy homself oorgee om sy disippels te beskerm en te sê, laat hulle gaan. En ons sien dit wanneer hy hierdie lydingsbeker aanvaar. Liewe gemeente, hierdie alles, dit was doelbewus. En dit is genade. Maar geliefdes, ons sien selfs meer as net dit. Ons sien genade wat sigbaar is in Jesus se optrede. Ons sien dit wanneer hy met net sy woorde die soldate laat terugduins en val. Ons sien dit wanneer hy Petrus skeer, nie net om Petrus te beskerm nie, maar omdat hy doelbewus die pad van lyding kies. Ons sien dit wanneer Johannes in vers 4 beklemtoon dat Jesus het presies geweet wat gaan gebeur, maar tog het hy homself aan hierdie soldate aangebied. En soos ons gehoor het, ons sien self dit in die keuse van waar hy gaan, 'n tuin wat Judas goed geken het. Met ander woorde, hy steek homself nie weg nie, maar hy wil daar gevind word. En ons weet vanoggend, as jy weet jy gaan verraai word, dan gaan jy nie presies na die plek waar jou verraaier is verwag om te vind nie, tensy jy weggeneem wil word. En wanneer Jesus vir Petrus keer, is dit asof hy eintlik sê, Petrus, maar dit moet regtig gebeur. Dit is nodig om te gebeur. Ek moet weer die pad van die kruis loop. Ek moet soos 'n lam na die slagplek gelei word. So laat dit gebeur, Petrus. Ek moet in jou plek gaan. Dat Jesus gewillig was om daar die beker van oordeel tot die laaste druppel te drink. Dat hy in vers 12 doelbewus vasgeboei was. Dit is genade. Want liewe gemeente, as hy die krag in hom het om mense te laat terugdrink, dan kan hy sekerlik homself ook help. As hy die autoriteit gehad het om bose geeste uit te dryf, dan kon hy sekerlik hierdie arrestasie ook keer. As daar die hande soveel mense kon genees en dooies kon laat opstaan, dan kon hy sekerlik ook daar die kettinge losbreek. Maar sonder om te kla, het hy gekies, in ruil vir my en vir u. En soos Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy het die skuld gedra wat nie syne is nie. En die vraag wat dan vanoggend vir ons oorbly, is wat beteken dit vir ons? Ons lees in Jesaja 53 vers 5, oor ons optredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede besbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons kan sê dat Jesus was op 2 maniere gebind. Hy was gebind deur 'n band van liefde, en hy het homself gebind met ons bande van sondes. Met ander woorde, ons skuld was nie ontken nie, maar dit was gedra. Liewe broers en susters, vanoggend is dit belangrik om te besef, ons skuld het hom daar gebring, maar sy liefde het hom daar gehou. Want toe Jesus gebind was dit nie net die soldate se kettinge wat hom vasgehou het nie, maar hy was reeds gebind. Gebind deur sy liefde vir ons, gebind deur sy gehoorsaamheid aan die Vader. En ons aan die ander kant, ons is gebind deur ons sondes, vasgevang skuld, vasgehou deur ons eie oortredinge.
Maar Christus deur self gebind te word, kom breek daardie bande. Sy boeie word ons bevrediging. Sy gevangenskap word ons vrye. En daarom, geliefdes, onthou sy bande. Dit bind ons nou nie meer aan sy sonde nie, want hy is geboei, sodat ek en u nie vir altyd gebind hoef te bly nie. Wat in die tuin begin het, word uiteindelik dan aan die kruis voltooi. 'n Leester op Kaapkeer se blad sê die volgende: daar is iets aan die kruis, daar is iets wat ons in die kruis wil versag. Iets wat ons mooier wil maak, of dat makliker om na te kyk. Ons dra dit as juwele, ons hang dit in die mure, en ons sing daaroor in sagte melodieë. Later met die nagmaal sal ons natuurlik sing, kom kniel by die kruis, en Jesus ontmoet jou daar. En dis sag, en dis mooi. Maar die waarheid bly staan, die kruis was nie mooi nie. Die kruis was nie sag nie. Die kruis was gewelddadig en het was genadeloos. Jesus se liggaam was gebreek, sy vyand was geskeur, sy bloed het gevloei. En tog is dit daar waar ons hoop in oggend begin. Want dit is juist in Jesus se pyn, in Jesus se bloed en sy verlateheid waar sy liefde sy diepste vorm aanneem. 'n Liefde wat bereid was om te sterf vir my en vir u. Daarom, lieve gemeente, kan ons vanoggend saam sing. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Ons sy lyding. En wanneer ons daardie hande sien, onthou, dit is eintlik ons hande gewees het. Hande geboei, magteloos en gevange in skuld. Maar nou sien ons dit anders. Dit is nie die hande wat pyn dra nie, dit is hande wat ons skuld dra. Hulle is geboei, sodat ons kan vry wees. Ons skuld, sy lyding. Amen. Kom ons bid saam. Here, aan die kruis sien ons hoe ver ons gebrokenheid strek. Maar u genade is meer. Terwyl ons nog wegdraai, bly u. Terwyl ons nog sondig, vergewe u. Ons bring vandag nie net ons beste na u toe nie, maar die waarheid. Ons skuld, ons onvermoë om het self te red. En ons vertrou dat het genoeg is. Nie oor wie ons is nie, maar oor wie u is. Mag ons nie net genade ontvang nie, maar mag ons dit ook lief. En Jesus naam Amen. 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 Geliefdes, ons gaan 'n geleentheid gee vir broer Mani Ekstra om ons item in sang te doen. Terwyl hy dan sy item doen, gaan ek vra vir die diakens vir ons die tafel van die Here gereed te maak en dan ook vir die ouderlinge om hulle plekke daar in tafel in te neem. Kom ons luister na broer Mani wat van ons vanoggend sang. Crown of thorns, what God is there.
Ons sê baie dankie ook aan Amani vir haar verklaring, dan ook na so 'n insiggewende en kragtige boodskap. Vriendes, kom ons word gewoonlik stil en dan vra ons ouderlinge lees om dan vir ons ook voort te gaan in 'n woord van gebed. Kom ons word stil. Ons raak rustig. Dierbare Here, wat 'n voorreg het ons vanoggend, Here, om hier te sit en Here te herdenk hoe U gelei het vir ons. Here, ek wil vanoggend kom bid en vra, ons sit aan by die nagmaaltafel, maar Here, as ons vanoggend hier sit, so vol sonde, Here, kan ons vanoggend nie anders, Here, as om by U om vergifnis te kom plek. Here, ons sit vanoggend hier, maar ons kan nie die nagmaal geniet as ons nie kan vryspreek nie. En daarom pleit ek, liewe Here, kom ons spreek vanoggend mekaar vry. Kom ons erken vanoggend, Here, dat U gaan sterf ter wille van ons. Here, kom ons bewys vanoggend ons liefde as ons aan hierdie nagmaaltafel sit. Here, kom en wil U vanoggend, Here, by ons elkeen kom inmaak. Here, want U ken ons. Here, U weet met watter gedagtes ons nou hier sit. My gebed is, liewe Here, kom ons as gemeente vat vanoggend hande en ons spreek vry. Kom ons sê vanoggend vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Here, want ons sê dit nie so baie vir mekaar nie. Here, ek eer U vanoggend, Here, as ons vanoggend net kan opkyk en ervaar waardeur U alles gegaan het, dan besef ons dit was ter wille van ons. Ek eer U vanoggend, Here, ek dank U, Here, dat U bloed laat vloei ter wille van ons. Here, kom en kom seën vanoggend hierdie nagmaaltafel. Here, alles wat ons sal inneem, wat ons sal eet of wat ons sal drink, dat het tot eer van U naam sal wees. Om Jesus wil, amen. Geliefdes, wanneer ons op Goeie Vrydag by die tafel van die Here kom, is dit as te ware asof die Here ons as ganse mens tot stilstand roep en te reflekteer oor 3 momente in ons lewe. Maar in die eerste plek roep Goeie Vrydag en veral die nagmaal daarop ons om terug te kyk in dankbaarheid vir Jesus se lyding, vir die feit dat hy in ons plek kom staan het. Ons kyk in dankbaarheid terug omdat Jesus Christus in ons plek kom staan het om ons skuld op hom te neem. Die vraag wat ons hiermee gekonfronteer mee word terwyl ons terugkyk, liewe broers en susters, is: sou ons dit kon verdien? Sou ons dit kon verdra? Sou ons die pyn kon weerstaan? En dan het ons dankbaarheid, want hy doen dit ter wille van ons. In die tweede plek roep die nagmaal op Goeie Vrydag vir ons om nie meer terug te kyk nie, maar dit roep ons ook om diep in onsself te kyk en ons daarvan te vergewis dat ons 'n waarborg het in Jesus Christus. Die waarborg, liewe broers en susters, roep ons om te worstel met die identiteit wat ons het na die kruis. 'n Identiteit wat vir ons verseker dat ons verlos is deur die bloed van Jesus Christus. Ons skuld, ons sonde kenmerk nie meer vir ons as mensie. Nee, ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Dit gee vir ons 'n nuwe identiteit. Dit versterk vir ons in ons geloof. Dit gee vir ons die sekerheid dat ons genoeg is. Ongeag watter omstandighede ons beleef, ons is genoeg. Ongeag waardeur ons gaan, ons is genoeg. Ongeag wat ons in die lewe verduur, ons is genoeg. Want Jesus is ons waarborg. En omdat ons genoeg is, omdat ons dankbaar is, stel die nagmaal ons in staat om ook vorentoe te kyk op Goeie Vrydag. Vorentoe te kyk nie met vrees en met angs nie. Vorentoe te kyk nie met mismoedigheid en hopeloosheid nie. Nee, vorentoe te kyk met 'n vernuwe hoop. Vorentoe te kyk met 'n vernuwe verwagting dat omdat hy leef, sien ek uit na môre. Want ja,
terwyl ons staan op Goeie Vrydag by die kruishout van Golgotha, is dit nie die einde van die verhaal nie. Sondag is ophang. Die opstanding gaan plek vat en die realiteit van Vrydag heeltemal verander. Vraag wat ek vanoggend vir ons vra, broers en susters, terwyl ons nadink oor die kruis. Kyk ons terug met dankbaarheid. Kyk ons in onsself met versekering dat ons genoeg is. En kyk ons vorentoe en hierdie toekomstige hoop dat Jesus Christus, te midde van wat vir ons in die wêreld ook wag, reeds oorwinning behaal het. Kom ons word vir 'n oomblik vanoggend stil. Ons dank God dat hy in ons plek gestaan het. Ons prys hom omdat hy vir ons 'n nuwe realiteit gegee het. En ons aanbid hom omdat hy vir ons 'n toekomstige verwagting verseker het. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, dankie dat ons, wanneer ons by die tafel van die Here stil kom staan, daarin herinner kan word dat U ons innig as mens liefhet. Ja, Here, U het ons diep lief dat U dit tot in U binneste voel. Ja, Here, dat U ingewande tot beroering kom wanneer ons voor die aangesig kom. En Here, hierdie liefde kry sigbare gestalte wanneer ons dink aan Jesus Christus wat in ons plek op Golgotha se heuwel kom staan het. Wat Here ons pyn namens ons kom verbeer het. Wat God verlatenheid namens ons kom ervaar het. En ja, wat selfs die dood ter wille van ons deurgaan het. Help ons, Here, om met absolute dankbaarheid voor die aangesig te kom vir hierdie onwatsigtige en onvoorwaardelike liefde wat U vir ons het. Help ons, Here, om met eerbied vir U te aanbid, omdat U ons geskik ag, dat U ons, Here, met U liefde toeswaai. Dankie vir die hoop wat U vir ons gee vir die toekoms. Dat te midde van ons swakheid, te midde van ons broosheid, Jesus Christus die wêreld reeds namens ons oorwin het. Stel ons in staat, Here, om van hierdie oorwinning te leef. Stel ons in staat om van hierdie oorwinning U in opregtheid te aanbid. Dat ons lewe, Here, ook 'n offer vir U mag wees, soos U seën ter wille van ons ook offer. Seën ons gebruik vanoggend van hierdie tafel en ontmoet U, Here, ons op 'n tasbare wyse wanneer ons vanoggend van hierdie brood eet en ook van hierdie wyn drink. Ons dit bid in Jesus naam. Amen. Geliefdes in Here Jesus Christus, kom ons staan vanoggend dan ook in opregtheid voor die aangesig van God en ons bely dan ook vanoggend ons geloof in die Here, deur dan vanoggend ook hierdie volgende woorde hardop te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus, die gebore Seun, ons Here, wat ontvangs van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig gestorwe en begrawe is, die neergedaan in die hemel, wat die derde dag weer opstaan in die dode, opgevaren na die hemel, die sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, en waar hy sal kom te oordeel, die wat die meerderheid bereis gesê het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Gesindigheid, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Die mag sit hier. Geliefdes, die Here Jesus Christus het die nagmaal gestel en daarvan getuig die apostel Paulus, wanneer hy skryf in 1 Korintiërs 11 in verse 23 tot 26,
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus Christus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook na die maaltyd het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat met my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Ons gaan 'n geleentheid gee vir die kerkraad om dan vir u te bedien met tekens van die brood en dan ook tekens van die wyn, en dan sal die lofende aanbidding dan vir ons begelei met gewyde aanbiddingsliedjies terwyl die kerkraad by u kom. Die gebruik van die kerk is dat ons ontvang ons tekens, ons hou dit en ons sal dit dan instel en met mekaar saam gebruik. Die lofende aanbidding sal vir ons dan begelei met aanbiddingsliedjies van die kerkraad. Ons bedien. We
Enige eer oorgeslaan met teken van die sap of die wyn. Nog een aanbidding, ons kan het toch so een keer lees, terwyl ek dan ook die kerkraad gaan. Jesus loves me. Somebody ask me. I don't know why he cares. Just he cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, and then so very Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is vir die volkome versoening van al ons sondes. Kom ons eet tot gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is vir die volkome versoening van al ons sondes. Kom ons drink tot gedagtenis.
Geliefdes, kom ons word stil en dan vra ons vir Hendriks om dan ook vir ons voort te gaan in dankbaarheid. Heilige Here, ons is vanoggend vervul met ontzag. Want ja, Here het U met die kinders gespreek word. Maar ja, Here het ook ons genooi na die tafel. En ons eer U daarvoor. Want ons het gesit, Here, aan die tafel van dankzeg. Ons moet kan bid, Here, dat wanneer ons die geest sal, dat ons nooit sal vergeet. Ja, en die kinders. En dit aan ons handen wees. Ek sien ons naam, ek sien ons naam. Gewaag vir elke Here wat die pad mag wees. En wees die ons gehoord van waar hy naam. En as het met in Jesus naam. Geliefdes, kom ons staan saam en bid ons die gebed wat die Here ook vir ons. Onse Vader, wat in die hemel is, waar die naam geheilig word, waar die koninkryk kom, waar die wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons skuld, soos ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Baie dankie, geliefdes. Nog een bidde sal vir ons lei in ons slotlied. You came from heaven to earth, Lord, I lift your name on high. Terwyl die diakens dan in die tafel vir ons toemaak, en jou wil ek dan in die bidde. Kom ons sing nog keer. Cross.
in en ons hou die naam van die gekruisigde ook omhoog, tot hy ook Sondag opstaan om ons lewe totaal verander. Sondagoggend begin ons erediens om 10:00 gewone tyd, maar vir u wat nou wel vroeg opstaan, ons sal 6:00 ook Sondagoggend hier by die kerk hê, om dan ook die opstanding te herdenk. So u is welkom om saam met ons te kom bid. Ek sal vir u wag hierdie perseel 6:00 en dan sal die kerk om 10:00 Sondagoggend daar wees. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan dit ook in sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die gekruisigde van Golgotha, maar ook die liefde van God ons se Vader, wie sy enigste seun vir ons opoffer, maar ook die alwetende Heilige Gees, wat ook vir ons die trooster is vir die toekoms, sal met elkeen van ons wees, soos ons ook sy kruisdood herdenk, maar ook uitsien na sy opstandingskrag. Amen. Die Here sê elkeen dat ook